Waterstofperoksied ontbind spontaan om water en suurstof te vorm. Hierdie ontbindingsreaksie is eksotermies. En ons sien dit as ons kyk na die reaksiewarmte van minus 196 kilojoule, wat aandui dat die reaksie 'n groot hoeveelheid energie vrystel tydens die vorming van die produkte. Alhoewel die reaksie spontaan kan plaasvind, het dit steeds 'n aktiveringsenergie van 75 kilojoule nodig om die reaksie aan die gang te sit. Definieer die term aktiveringsenergie. Nou, aktiveringsenergie is die minimum energie benodig vir 'n reaksie om plaas te vind. Selfs al is die reaksie eksotermies en stel dit uiteindelik energie vry, is daar steeds aktiveringsenergie nodig om die reaksie te laat plaasvind. Dink aan 'n vuurhoutjie. 'n Vuurhoutjie wat brand is 'n eksotermiese reaksie. Maar vuurhoutjies gaan nie net spontaan aan die brand slaan as ek dit heen en weer swaai nie. Daar is 'n klein hoeveelheid energie nodig om die reaksie te begin, soos die wrywing wanneer jy die vuurhoutjie trek. Volgende moet ons die potensiële energiediagram teken vir hierdie reaksie. Op die y-as is die potensiële energie en op die x-as die reaksieverloop. Jy word gevra om die waardes van die geaktiveerde kompleks en produkte aan te dui. Die reaktante se relatiewe potensiële energie is 0. Die energie neem toe totdat dit die geaktiveerde kompleks bereik wat die hoogste punt op die grafiek is. Dit verteenwoordig die aktiveringsenergie wat nodig is vir die reaksie om voort te gaan. Na hierdie punt daal die energie skerp en dit stem ooreen met 'n eksotermiese reaksie en energie word vrygestel. Die finale energievlak van die produkte is 196 kilojoule laer as die reaktante, wat ooreenstem met die reaksiewarmte van minus 196 kilojoule. Dit wys dat die produkte minder energie het as die reaktante, wat beteken dat die reaksie spontaan plaasvind. Maar onthou, selfs al is die reaksie spontaan, benodig dit steeds aktiveringsenergie om te begin. Wanneer verpoeierde mangaandioksied by die reaksiemengsel gevoeg word, dan sien ons dat die reaksietempo toeneem. So in hierdie geval tree die verpoeierde mangaandioksied as katalisator. En ons moet nou gaan en op die grafiek wat reeds geteken is, aandui wat gaan die reaksiepad wees in die geval waar mangaandioksied as katalisator gebruik word. Ons beginpunt bly by 0, ons eindpunt bly by minus 196 kilojoule, want die katalisator verander nie die reaksiewarmte of die energie van die reaktante of produkte nie. Dit beïnvloed slegs die reaksietempo. So op die grafiek kan ons hierdie verandering aandui met 'n stippellyn. En daardie stippellyn het 'n laer piek as die oorspronklike aktiveringsenergie. Gebruik nou die botsingsteorie om hierdie verskynsel te verduidelik. Wanneer verpoeierde mangaandioksied as 'n katalisator bygevoeg word, voorsien dit 'n alternatiewe reaksiepad met 'n laer aktiveringsenergie. Dit beteken dat meer molekules nou genoeg kinetiese energie het om effektief te bots en 'n reaksie te laat plaasvind. Aangesien die aantal effektiewe botsings per sekonde toeneem, neem die reaksietempo ook toe. Dit is hoekom die ontbinding van waterstofperoksied veel vinniger plaasvind in die teenwoordigheid van 'n katalisator. Nou het ons grafiek A en grafiek B wat vir ons die volume suurstof as produk aandui as 'n funksie van tyd.
Vervolgens moet ons die gemiddelde reaksietempo tussen 10 sekondes en 40 sekondes vir grafiek A bereken. Vervolgens gaan ons die gemiddelde reaksietempo bereken. En ons weet dat die gemiddelde reaksietempo is die verandering in die volume suurstofgas wat gevorm het, gedeel deur die verandering in tyd. So ons gaan met ander woorde die helling bereken van die grafiek tussen 10 en 40 sekondes. Nou kom ons begin, by 10 sekondes lees ons op die y-as 16 kubieke desimeter. En net so by 40 sekondes lees ons 52 kubieke desimeter af. So nou kan ons net ons waardes invervang. Ons begin by 52 kubieke desimeter op die y-as minus 16 gedeel deur 40 sekondes minus 10 sekondes en dit gee vir ons 1,2 kubieke desimeter per sekonde. Nou moet ons die massa waterstofperoksied bereken wat in die reaksie gebruik is. Ons aanvaar al die waterstofperoksied het ontbind en hulle gee vir ons dan ook die molêre volume van suurstof. So om die massa van waterstofperoksied wat in die reaksie gebruik is te bereken, moet ons eers die aantal mol suurstof bepaal wat vrygestel is. So die aantal mol suurstof is die volume suurstof gedeel deur die molêre volume. Nou die volume suurstof wat gevorm het is 60. Dit is daai maksimumpunt, beide vir grafiek A en vir grafiek B. So dit is 60 en ons deel dit deur 24, maak net seker, daardie is in kubieke desimeter per mol en die y-as is ook kubieke desimeter, so ons mag dit gebruik en dan kry ons die aantal mol is 2,5 mol suurstof. So daai 2,5 mol suurstof gevorm in hierdie reaksie. Die gebalanseerde reaksievergelyking is aan die begin vir ons gegee en die molverhouding is 2 mol waterstofperoksied tot 1 mol suurstof. Dit beteken dat vir elke mol suurstof wat vrygestel is, was daar aanvanklik 2 mol waterstofperoksied. So ons kan dan sê dat die aantal mol waterstofperoksied gaan dubbel die aantal mol suurstof wees wat daar aan die einde gevorm het. So dit is 2 mol met 2,5 en dit beteken daar was 5 mol waterstofperoksied aan die begin. Ons wil die massa bereken, so N is gelyk aan M op M, so die massa gaan gelyk wees aan die aantal mol waterstofperoksied, maal met die molekulêre massa van waterstofperoksied. Ons weet daar is 5 mol wat aanvanklik teenwoordig was, maal met die molêre massa van H2O2. H2 is 2 en 2 suurstowwe is 2 maal 16 is 32, met ander woorde 34 en dit gee vir ons 170 gram waterstofperoksied. Vervolgens vergelyk ons grafiek B met grafiek A en ons kyk na die massa waterstofperoksied wat in beide gevalle gebruik is. Nou as ons kyk, sien ons dat vir grafiek A het daar 60 kubieke desimeter suurstof gevorm, maar dis presies dieselfde vir B. Al verskil is A het 'n hoër reaksietempo gehad. Met ander woorde, dieselfde hoeveelheid suurstof het gevorm. En as dieselfde hoeveelheid suurstof gevorm het, beteken dit dat dieselfde hoeveelheid waterstofperoksied moes aanvanklik beskikbaar gewees het vir beide grafiek A en vir grafiek B. So die antwoord is gelyk aan. 3
Energieverspreidingskurwes vir suurstofgas wat onder verskillende toestande gelewer word hier getoon. Die kurwe met die soliede lyn, met ander woorde daardie ene, verteenwoordig 1 mol suurstofgas by 90 grade Celsius. Watter kurwe, P of Q, verteenwoordig 1 mol suurstofgas wat by 120 grade Celsius gelewer word. So kom ons vergelyk gou-gou. 1 mol, 1 mol. So die aantal molekules is presies dieselfde. 90 grade Celsius, 120 grade Celsius. Met ander woorde 'n hoër temperatuur. Die antwoord is Q. En 'n tipiese verskynsel is die aantal molekules dieselfde bly, maar die temperatuur is hoër, dan gaan die grafiek 'n breër basis hê as voorheen en 'n effe laer piek. Ons laaste vraag sit ons nou met 2 mol suurstofgas pleks van 1 mol, maar die temperatuur is dieselfde. As die temperatuur dieselfde is, dan gaan die basis, die breedte, dieselfde bly. Maar 'n toename in molekule teken daar is 'n hoër piek of 'n hoër amplitudewaarde. En dis hoekom ons antwoord in hierdie geval P is, want daar is meer suurstofmolekule as in die oorspronklike geval, maar omdat die temperatuur dieselfde is die breedte presies dieselfde.